To forgive someone is never easy, but it's so important because it sets us free. And as Christians, we can forgive because we're forgiven. And that is exactly what Jacqueline Whittle experienced when she decided to take the step and to forgive her father. Vir in die 30 jaar het ek verskriklike woede en haat teenoor my pa gehad, want toe ek so 3 was, het my pa ons gelos vir 'n ander vrou en ek het van vroegs af verwerping ervaar in basies deur my hele lewe. En toe hy nie opdrag vir my troue nie, toe het ek besluit, wow, dit is genoeg. Ek is nou klaar met, ek kan nie meer 'n verhouding met hom hê nie. En so toe kom toe vir 21 jaar nie gesien of met hom gepraat nie. So 'n paar jaar terug toe het ek Touching Hearts gedoen en daar het iets net vir my uitgestaan dat Jesus se opdrag is eer jou vader en jou moeder, nie eer jou goeie vader en jou goeie moeder nie. En ek het tot die besef gekom, maar ek doen sonde deur nie my pa te eer nie. Al glo hy nie in God nie, moet ek hom nog steeds eer. Al is hy nie 'n goeie pa nie, moet ek hom nog steeds eer. En toe die Here my gelei om hom van aangesig tot aangesig te gaan sien, want deur my lewe het ek hom 'n halwe keer vergewe, maar ek het altyd woede in my hart gehad daarna. So toe het ek toe nou vir my vliegtuigkaartjie gekoop en deur my suster gereël om hom in Johannesburg te sien, want sy was vir die naweek in Johannesburg en sou saam met hom middagete eet en ek sou net by hulle aangesluit het. So die Sondagoggend het my man en vriende saam gebid en hy het gevas en toe ek die oggend op die vliegtuig klim, toe begin ek voel hoe ek vrykom. Want alhoewel ek hom in my hart probeer vergewe het en daai woede nog gebly het dit my verhouding met God belemmer en ek kon voel hoe dit my weerhou. En toe ek op daai vliegtuig klim die oggend, toe voel ek net hoe iets van my lig. Dit was die stap wat ek moes neem om vry te kom en om hom werklik te vergewe. En toe ek in Johannesburg aankom en by hulle aansluit vir middagete, kon ek na hom kyk met liefde in my hart en dit is deur die Here se genade dat ek dit so kon doen. En ons het saam gekuier vir 3 ure asof ons elke Sondag saam kuier. En toe ek daar weg is, toe weet ek is vry van hierdie woede en ek weet ek het hom werklik vergewe. En 'n paar maande later het hy kom kuier en vir die eerste keer my man en sy kleinkinders ontmoet. En alhoewel hy nog steeds teleurstel en alhoewel hy nie aan God glo nie, weet ek net dat ek is vry.